Goeiemôre radioluisteraars. Vanoggend wil ek jou bedien uit 'n diep plek uit God se hart uit en uit die wonde van Jesus uit en uit die vertroosting van die Heilige Gees uit. So kom ons bid saam en ons hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Vader, in die eerste plek wil ek vir U sê baie dankie vir U seun se wonde. Jesus, dankie dat U aan daardie kruis vir ons gehang het. Here, terwyl U die boodskap uitgaan, vertrou ek U om mense bonatuurlik te genees, om genesings bonatuurlik te bring. Ek bid, Here, dat U mense nader na U toe sal trek. Ek bid, Here, dat mense se lewens verander sal word. Ek bid, Here, dat mense antwoorde sal kry. En bo alles bid ek, Here, as hierdie boodskap uitgaan, dat dit U naam sal verheerlik. Dankie, Here, vir die voorreg om in U naam vanoggend, Jesus, hierdie woord te kan bring. Amen. Die woord is uit Genesis 4 vers 8 en uit die boodskapvertaling uit gaan ek dit vir jou so lees. God is besig daar om met Kain te praat en hy gee eintlik vir Kain 'n waarskuwing oor sy lewe, want God kyk reg deur Kain en hy sien dat daar besig is om jaloesie in Kain te begin groei. En hy besef ook wat wrokke in Kain se lewe kan doen teen sy broer Abel. Nou die Here wat alles weet hier, sê vir Kain, as jy reg lewe, sou jou offer aanvaar word, maar as jy nie reg lewe nie, sal jy uitvind dat sonde soos 'n wilde dier is wat by jou deur lê. Hy lê by jou deur die hele tyd. Hy lê by jou deur die hele tyd en hy hou jou dop. Hy lê by jou deur die hele tyd en hy hou jou dop want hy wil jou opvreet. Hy lê by jou deur die hele tyd en hy hou jou dop want hy wil jou opvreet. Maar dan verander hierdie hele skrif, maar jy kan hom oorwin. Dis soos 'n wilde dier wat by jou deur lê. Hy lê daar die hele tyd. Hy hou jou dop. Hy wil jou opvreet, maar jy kan hom oorwin. Baie keer word die vraag gevra, kan 'n kind van God 'n oop deur hê? En wat is 'n oop deur? Want hierdie vraag is al baie keer so holrig gery in geestelike oorlogvoering, dat almal moet net hoor, hulle het 'n oop deur. Maar kom ons kyk, wat sê die woord van God vir ons? As ons praat van 'n oop deur, dan moet ons vanoggend besef, daar is nie een wat sonder sonde is nie. En solank daar sonde in ons lewe is, en ons gaan nou na dit kyk, dan moet ons besef, God sê vir ons, by ons deur lê 'n vyand. Daardie vyand lê die hele tyd daar, nie net soms nie, die hele tyd. Hy lê die heeltyd daar en hy hou ons dop, want hy wil jou opvreet. Punt, klaar, dit is wat die vyand met jou wil doen. Daar is nie iets anderste waarvoor hy daar is nie, dit is om jou as mensemoordenaar, om jou as dief en om jou as leenaar te oorwin. So kom ons kyk, wat kan hierdie oop deure in my lewe wees? My vraag vanoggend is, as jy in die binnekant van die deur van jou huis is, daar, binnekant jou, want jy is die huis van die Here, is daar wonde in jou, wat nog nie genees is nie? As ek vanoggend by jou 'n koppie koffie sou sit en drink, en ek vra vir jou, het jy seer in jou lewe? Is daar nog seer in jou lewe? En jy antwoord my, ja. En as ek vir jou vra, hoeveel keer?
en jy sê vir my dalk, dit het nog net nooit opgehou nie, dan kan ek vir jou sê dat aanhoudende pyn patrone raak in ons lewe. Dit is 'n bewys dat ons so oorreageer oor klein goedjies. Daardie ander woord van is ons touchy. Hoekom is ons touchy? Hoekom is ons so sensitief? Want daardie ou wond is nog nie gesond nie. En naderhand is die seer van hierdie ding, dat daardie ou wond raak deel van jou en my persoonlikheid. As jy aan daardie wond raak in my lewe, dan kan ek maklik 'n woede uitbarsting kry. Want dit is nog seer in daardie wond. En jy raak my dalk aan met woorde wat my laat onthou, of daardie wond is net oop, en jy raak aan dit, en ek trek terug, en wanneer ek terugtrek, dan doen ek dit in woede. Hierdie dat ek so kort van draad is. Onthou God se woorde, wat hy vir Kain gesê het, maar jy kan hom oorwin. So as ek vanoggend 'n oop deur van wonde het, dan moet ek besef, ek gaan seer maak, want ek is seer. Psalm 147 vers 3. Hy genees die wat gebroken van hart is, en hy verbind hulle wonde. En dan moet ek en jy in ons binnekamer gaan, en ons moet vir die Here sê, Here, dit is wat my wond is. Kom en verbind dit asseblief. En hy sal dit doen, want hy sê hier, hy genees die wat gebroken van hart is, hy verbind hulle wonde. Dan kyk ons na die volgende. As ek en jy 'n verwronge identiteit het, wat is 'n verwronge identiteit? As ek en jy die identiteit het van wat mense van my dink, hoe mense my sien, hoe mense my etiket gegee het, hoe ek in vertrekke ingestap het en ek goed gehoor het van mense, wat hulle van my sê. As ek daardie woorde gehoor het, hoe mense letterlik in my gesig woorde geskiet het, wat soos 'n slang gespoeg het, wat my so verneder het. Wat doen hierdie goed? Dit gee vir my 'n identiteit, dat ek nie is wie ek werklik is nie. As mense my behandel, asof ek eintlik maar net too much is, en eintlik wil ek net gehoor word, dan is dit wonde, wat my identiteit skade aandoen. En as ek nie meer kan praat oor wat in my lewe aangaan nie, dan gebeur daardie verwronge identiteit, dat ek naderhand begin stil bly. Maar wat gebeur binne my? Binnekant in my ontplof ek. Met ander woorde, dit is ons wat nie eers in 'n spieël kan kyk nie. Want jy kan jouself nie in die gesig kyk hoe jy lyk nie. Jy kan nie een oomblik sê, God het my wonderbaarlik geskape nie. Hy het my in mekaar gevleg in my moederskoot, nog voordat ek daar was. En dan kom my gedagtes in. Het God my regtig lief? Kan God my regtig lief het? En dan begin ek kom by 'n plek van, ek wil volmaak wees voor God. En ek begin soveel dinge doen, wie ek nie regtig is nie. God het jou gemaak, op 'n sekere manier, hoe hy daarvan hou, hoe jy hom aanbid, en hoe jou en sy verhouding lyk. Maar baie keer kom mense in ons lewe, en hulle probeer daardie verhouding van ons verander, soos hulle verhouding is, soos hulle dink hulle verhouding reg is, om God lief te hê. En jou journey, en God se journey, is 'n ander journey, as wat my journey met die Here is. En dan kom ons op 'n plek naderhand, dat ons in slawerny val.
Ander woorde, daardie dier lê daar en hy wil jou verslind, dat jy 'n slaaf moet raak. 'n Slaaf van daardie bangheid, 'n slaaf van, as ek God nie so dien nie, gaan ek hel toe, 'n slaaf van hoe mense vir my gesê het God is. Hy sê vir ons in Romeine 8:15, ons moet hy deur toemaak, want hy het ons nie 'n gees van slawerny gegee nie, maar van aanneming tot kinders, dat ons roep Abba Vader. Die Gees self getuig saam met my gees, dat ek kinders van God is. En dan, dat die vyand die deur van jou gedagtes oopmaak, om gedurig jou gedagtes raak te pik, om dit te vergiftig, dat jy vergiftigde gedagtes het. Hy hou jou dop, en hy hou jou dop om te kan sien hoe jou geloof is. En dan kom hy, en ek skryf hier, as hy jou dop hou, waar aanhoudende gedagtes naderhand jou geloof raak, hoe jy stadig vergiftig word met jou eie gevolgtrekkings, wat jy dalk nie tralies om jou kan sien nie, maar 'n gevangenis raak van daardie gif, en die hartseer is, ons begin leef, asof dit normaal is. Wat doen hy in jou gedagtes, in die deur van jou gedagtes? Hoe verslind hy jou gedagtes? Hoeveel in beheer is hy van jou gedagtes? Ons praat so maklik van negatiewe gedagtes, maar wat is negatiewe gedagtes regtig? Daar sê God se woord vir ons, dat daardie vyand lê by die deur die heeltyd om ons te verslind, om in ons gedagtes in te kom en ons gedagtes te vergiftig. Want wat jy dink, gaan jy naderhand begin praat en gaan jy naderhand begin doen. As jy nou daar sit en die vyand kom en hy pik jou by die deur van jou gedagtes en hy laat jou goed hoor van my wat nie die waarheid is nie. En jy ondersoek dit nie en jy vat dit maar net. Weet jy hoe baie gevaarlik is dit? As jy nie iemand regtig ken of nie regtig weet wat gebeur het nie, en jy vorm net jou eie opinie. Maar jy vorm jou eie opinie so ver, dat jy dit nie net vir jouself hou nie. Jy moet gou daardie vyand se gedagtes met nog iemand deel, want jy sien daardie persoon het ook 'n vyand wat by sy en haar deur lê, ook om te vergiftig, ook om te verslind, want hy wil dit doen. En weer kom die woord en hy sê vir jou, jy kan jou gedagtes gevange neem. Hy sê dit 2 Korintiërs 10:5, terwyl planne verbreek word van die vyand, want hy gee vir jou planne om te doen teen mense, om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan God. En dan lê hierdie vyand en hy krul homself op. Jy begin naderhand saam met hom stem. Kan ek vir jou wys hoe maklik is dit? Ons begin hardop dinge sê, soos kyk hoe is my lewe. My lewe sal nie verander nie. Kyk maar waar ek beland het. Kyk hoe dit met my gaan. Dit sal tog nooit verander nie. En hoe meer jy spreek, dit sal nie verander nie. Niks sal beter word nie. Niks sal iets niets word nie. Dan gee jy vir daai vyand die reg by jou deur om die heeltyd daar te lê. En hy kan hom lekker opkrul eintlik. Want al wat hy hoef te doen is, hy moet daar lê en jou dophou, sodat jy naderhand kompromie met hom ingaan. So, wat doen ons? Ons begin naderhand profeteer dood oor ons eie lewe. En dan die ander een, waar hy in die pad lê van daardie deur. Hy lê daar, sodat jy nie intussen hulp kan kry nie. En wat begin jy doen? In daardie waar jy jou blokkeer, begin jy jou stadig onttrek, jy begin jou isoleer, en naderhand
het hy jou alleen en dan kan hy jou verslind. Hy laat toe dat so min mense naderhand van jou lewe weet in daardie isolasie. Want hy weet dat daar goed is wat jy skaam is dalk oor, wat jy nie oor kan praat nie. En dan lê hy by daai deur en hy keer jou om by mense uit te kom. Of jy dalk skaam oor die situasie wat in jou huis aangaan. Dalk is daar 'n narcistiese houvas en dit isoleer jou so dat jy nie met ander mense oor dit kan praat nie, want jy's te skaam oor wat agter jou deure aangaan. Want voor mense lyk die prentjie so perfek en so presies, maar wat gaan regtig aan agter daardie deur? En daarom wil ek jou aanmoedig vanoggend. Sorg dat jy iemand het wat jy alles voor kan vertel, wat jy kan vertrou, sodat daardie persoon nie sal hardloop met daardie seer wat in jou lewe is en dit vir almal gaan vertel nie. Want dan gaan jy nog seerder kry en dit gaan maak dat jy nog minder mense vertrou. Maar sorg een ding, as daardie gevoel in jou opkom van ek wil net alleen wees, ek wil niks met mense te doen hê nie, moenie daar gaan nie. En dan kom hy en hy sê hierso, 2 is beter as 1. Hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. As 1 val, kan die een se maat hom optel, maar weer die een wat val, dat daar nie 'n tweede een is om hom op te tel nie. Dan die vyand slaan toe, as jy moeg en oorlaai is. As jy moeg en oorlaai is, as jy emosioneel uitgeput is, kan jy nie goeie keuses maak nie. Jy kan nie 'n onderskeiding vermoë hê van wat reg is en wat werklik verkeerd is nie. So jy gaan lê maar eintlik net daar op 'n bondel en eintlik gaan maar deur jou net, laat God se water oor God se akker gaan. Maak nie meer saak wat in my lewe aangaan nie. Dis 'n gevaarlike plek, daardie van moegheid. Want hy lê by daardie deur van moegheid in, waar jy oorlaai is, om in te kom en jou te kom verslind. Maar jy kan hom oorwin. Want Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Matteus 11 vers 28, jy moet iets besef, jy moenie ophou praat nie. Jy moet in jou binnekamer gaan en jy moet praat, jy moet vir die Here alles vertel. Dat jou hart so leeg is, al huil jy so verskriklik voor hom, maak jou net leeg, dat jy net leeg kom, dat jy nie daardie goed dra, wat so swaar op jou is, wat jou so moeg maak nie. En dit is as jy nie iemand het om mee te praat nie, maar as jy iemand het om mee te praat, gaan en probeer met daardie persoon praat, al stuur jy 'n voice note, al is daardie persoon dalk so besig en jy kan nie by daardie persoon uitkom nie. Stuur dan net 'n voice note, gaan sit net iewers en skryf, maar dat dit net uit jou uitkom, dat dit net nie daar binne bly nie. En dan is hier die ding van vrees, wat hy by jou deur kom lê. Vrees is nie maar net 'n gevoel nie, maar dit is 'n waarheid wat jou liggaam tref. Want jy begin alles oordink, en hoe jy alles oordink, begin jy in daardie geveg betrokke raak, wat jou so uitput. En dan val jy naderhand in daai twyfel. Jy kan nie regtig glo nie, jy bid op daardie oomblik, maar jy voel net niks gebeur nie. Jy vra vir mense om te bid, maar niks gebeur nie. Jy doen oefeninge om daardie angs weg te kry, maar net niks gebeur nie. En dan is 'n groot ding ook wat gebeur is, as jy mense vrees en mense kan jou domineer, dan val jy by daardie deur, waar die vyand jou gebruik, dat jy maar net 'n people pleaser is. Dat jy geen identiteit meer van jou eie het nie, want jy vrees verwerping so, dat jy maar eerder net doen wat mense sê. God het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Hierdie mag kry op die einde van die dag dit reg
om jou tyd so te vat, dat jy nie meer die koninkryk van God eerste kan soek nie, God se geregtigheid, en als daarmee saam kan ontvang nie. So, hy wil hê, waar hy by die deur van jou lê, dat sy koninkryk eerste opgehef word, dat jy eerste begin doen, waarmee hy jou verslind. En hoe minder jou tyd raak, hoe minder sal jy Bybel lees. Hoe minder jy Bybel lees, hoe minder sal jy kom by 'n plek om doeltreffend communion te gebruik. Want as hy by daardie deur lê, en hy lê altyd daar, en hy wil jou verslind, gaan ek vir jou iets sê. Dit gaan nie help, jy bestraf hom by daardie deur nie. As jy 'n oop deur het, sal hy inkom. Ek het met jou gepraat vanoggend oor die hoofoorsake, hoekom 'n mens 'n oop deur kan hê. Die hoofoorsaak, hy is 'n mensemoordenaar, Satan is 'n mensemoordenaar. Hy lê nie net by homself daar nie, hy lê met baie van sy magte daar, en hy kom tot binnekant in jou. Hy is 'n dief, hy wil van jou steel, hy is 'n leienaar. Daardie goed wat hy jou so laat glo, is nie die waarheid nie. Die waarheid is, jy kan hom oorwin. God het gesê, jy kan hom oorwin. Die beste nuus is, Jesus het hom reeds oorwin. Hy het hom uitgeklee, hy het hom uitgelewer, en het triomftog meegevoer. Maak tyd, maak tyd, maak tyd, om hom te oorwin. Maak tyd vir die bloed van Jesus, maak tyd. Maak tyd dat jy kan skoonkom van daardie gedagtes, dat jy weet wat verkeerd is. Maak tyd, dat hy daardie negatiewe gedagtes kan uit jou uitwas, maak tyd daarvoor. Sê vir hom alles, alles. Ons kan soveel tyd spandeer aan daardie gedagtes, maar hoe meer ons tyd gaan spandeer om die deur toe te maak, deur die bloed van Jesus wat hom oorwin het, en deur die woord van jou getuienis, sal hy oorwin wees. As hierdie goed in jou lewe is wat ek van gepraat het, dis deur jou toedoen, dis jou skuld tussen hakies dat dit daar is. Here, vergewe my dit asseblief. As dit iemand anders se skuld is, wat dit in jou lewe is, Here, ek wil daardie persoon vergewe in Jesus naam. Nie omdat ek so voel nie, nie omdat ek die krag daarvoor het nie, maar omdat ek dit moet doen. En as jy gewond is, as hy jou verslind het, neem eet die liggaam van Jesus Christus, want hy wil jou gesond maak waar jy verslind is. Gee dit vir hom, dat jy in jou siel gesond kan word. Gee dit vir hom, dat jy tot in jou liggaam gesond kan word. Daar's bonatuurlike krag in die bloed van Jesus en in sy liggaam. Die woord sê vir jou, hulle het die bloed aan die deurkosyn gesmeer, die Israeliete. En die vyand kon nie ingaan nie. Maar hulle moes agter die bloed bly en hulle moes die deur toemaak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vanoggend kan erken dat ek 'n oop deur het. Maar dankie dat daar ook vir my 'n oop deur is om in hemelse plekke te gaan, Here, en daar by U te kom rustig raak. Dankie dat ek vanoggend die deur van my lewe kan toemaak en daar binne in my binnekamer U kan aanroep, want U verhoor my. Dankie dat ek met U praat, wie die wonderwerker is,
Dankie dat daar geen siekte is wat U nie kan genees nie. Dankie dat daar geen vyand is wat U nie oorwin het nie. Dankie dat daar geen mens is wat U nie kan verander nie. Dankie dat U die sterkste sterk is, die volmaakste liefde is. Dankie dat daar geen einde aan U is nie, dat U die alfa is, dat U die omega is. Dankie dat U al weg is, al waarheid is en al lewe is. En dankie Jesus, dat U die deur is van die skaapkraal, en dat ek daardie deur nou, op al hierdie goed waarvoor ons vergifnis gevra het, kan toedruk in die naam van Jesus. Want Here, U beskerm ons. U is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Dankie Here, U lewe. Ek weet U het gehoor toe ek nou bid. En Here, ek glo, ek het nou met U gepraat. En ek glo, niks en niemand kan my die krag gegee het om daardie deur toe te maak nie. Vader God, U het gesê, ek kan die deur toemaak. En ek het nou die deur toegemaak in die bloed van Jesus se krag en in die genesing van Jesus se liggaam. Amen.